So ons is besig met die reeks van ek is stellings wat Jesus gemaak het oor homself. En ek gaan vanaand bietjie gesels oor 'n ek is stelling wat Jesus gemaak het en die ek is stelling wat hy gemaak het oor homself is ek is die ware wingerdstok. Die Nuwe Lewende Vertaling praat van ek is die drywe stok. Nou ek het laat laans vir my net 'n foto download wat ek net hier agterop net vir julle wil wys oor hoe lyk hierdie wingerdstok. Hoe lyk hierdie prentjie waarvan ek praat? Nou as julle daar kyk is daar 'n ou wat 'n mes het wat besig is om 'n takkie af te sny. Nou ek gaan nou in die woord ingaan en ek gaan nou hierdie prentjie wat ons nou hier agter my op die bord sien, gaan ek nou bietjie meer in detail deur die woord vir julle verduidelik, maar hierdie ou is besig om 'n tak te snoei. Nou soos wat julle kan sien is daar 'n groot tak. Nou dis die wingerdstok. En dan is daar takke wat van hom afgaan. En dan is daar vrug wat by daai tak, by die lote wat by hom afgaan, wat op daai lote is. Nou dis die prentjie van 'n ware wingerdstok. Dis die prentjie van 'n drywestok. Nou my tema vir vanaand is 'n vraag. En die vraag is, dra jy vrug? Is jy besig om in jou lewe vrug te dra? En ek lees vir ons in Johannes 15 vers 1 tot 8 in die 83 vertaling. Dit sê ek is die ware wingerdstok. Dis nou Jesus wat hier praat. Hy sê ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek julle aan julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie uit vrugte dra nie, as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Nou wie van julle weet wat is klein mannetjie sindroom? Is enigiemand van julle wat weet wat is klein mannetjie sindroom? Ek het nie gehoop ek moet dit verduidelik vanaand, ek het gehoop dat julle darm weet wat klein mannetjie sindroom. So klein mannetjie sindroom is iemand wat gewoonlik klein is van postuur. Hy is nie regtig 'n groot ou nie, maar hy dink hy's baie groot, hy dink hy's sterker as wat hy is, hy dink hy's slimmer as wat hy is. As ek nou dit kan vat na die diere toe, dis 'n Jack Russell. Maar eintlik nee, Jack Russell is darm redelik taai. Hy kan darm punches vat en so aan. As ek dit nou regtig na die diere toe moet vat, dit sal 'n Yorkie wees. Weet, 'n Yorkie sal blaf en hy sal hierdie groot hondetraai aanvat en alsmaar op die ou einde van die dag weet ons daai Yorkie staan nie 'n kans nie. Maar hy darm die hart van 'n leeu, hy probeer darm. Nou dis klein mannetjie sindroom vir die van julle wat nie geweet het nie. So die van julle verstaan nou wat is klein mannetjie sindroom. So die volgende vraag wat ek vir jou wil vra, maar voordat ek die vraag vra, gaan ek jou vra, moet asseblief nie vir die persoon kyk nie, moet hom nie tik as hy langs jou sit of enige iets nie, maar ken julle iemand wat klein mannetjie sindroom het? Is daar van julle wat iemand ken wat klein mannetjie sindroom het? Niemand nie. Is ek die enigste een wat mense ken met klein mannetjie sindroom? Dis dalk omdat ek die enigste een is wat klein mannetjie sindroom het. Maar iemand in my opinie ook wat klein mannetjie sindroom het, is die ou wat by die robot staan en die lig is rooi. En die lig word groen en die ou agter hom net om hom bewus te maak, pel, die lig is groen, gee net 'n toet op sy hoeter, net om hom bewus te maak die lig is groen en die ou wat daar voor is vererg homself. En hy wys elke teken van ek is lief vir jou en hy's daar by die venster uit en hy beduie en dis alles, al hierdie goed wat die ou wat nou daar voor staan vir die ou, maar die ou is net soos bra, ek wil nie beklei nie. Ek wil net nie die hele dag agter die groen lig staan nie. Ek verstaan sy frustrasie want ek voel ook so as ek agter die ou staan. As ek nou op die hoeter lê, is dit 'n ander saak, dan het ek klein mannetjie sindroom. Maar as jy net die hoeter blaas, dan sit mos nou maar net om die ou bewus te maak, hoor die pel, die lig is groen, ons is asseblief lus om te ry. Nou ek onthou 'n stadium in my lewe baie lank terug hoe ek na kuierplekke toe gegaan het toe ek nog in kuierplekke was. En dan as ek in die kuierplekke kom, dan het ek daar binne gekom en dan het ek net daar gestaan en gedink met wie kan ek fight?
Dit was wie ek is. Ek was 'n fighter, ek wou net altyd fight. Nou dis pure klein mannetjie syndroom wat as jy kyk na my postuur, verstaan julle, ek is nie die grootste ouetjie nie. So dit is pure klein mannetjie syndroom gewees. Ek onthou een aand het ons 'n Coke-reeks wat ons hier by HTS gespeel het en ek was in Skoonspruit gewees en ons speel toe nou die aand teen Westfalia, maar ek het nie gespeel nie. Ek was net 'n supporter gewees die aand. Ek was op die kantlyn gewees en ewe skielik gebeur daar iets en die ligte gaan af. Ek weet nie die krag getrip of wat nie, terwyl hierdie game tussen Skoonspruit en Westfalia aan die gang is. En ek staan langs die veld, ek is 'n supporter. Maar toe die ligte afgaan, nou kan julle dink wat gebeur met 'n klomp jong laities, testosteroon en alles wat hier aan mekaar is en daar's die ligte af. Dis 'n free pass vir 'n fight. Dis wat dit is. En die ligte gaan af en ek hoor 'n geskree op daai veld en ek dink nee, ek gaan nie hierdie pelle van my los nie, ek gaan ook op. En ek is daar op die veld op en ek is saam in die fight in. En die ligte gaan aan en ek onthou hoe my meneer vir my van die veld af jaag en hy vra vir wat soek jy op die veld? Jy's Johnny is die game nie, jy's nie eens in die game nie, maar jy's hier op die veld. En ja, lang storie kort, ek is toe van die veld af. Wat is dis wat klein mannetjie syndroom is? Vir die van julle wat nie weet nie, daar het ek dit nou baie mooi prakties vir julle verduidelik. Nou ek verstaan nie, ek weet nie waar dit vandaan gekom het nie. Ek weet nie was dit die Orkney in my, was dit die myner in my, of was dit nou maar net die klein mannetjie syndroom in my gewees? Ek weet nie. Ek weet nie waar dit vandaan gekom nie, maar dit was in my. Nou Jesus sê vir ons hier in Johannes 15, net so opsomming van daai gedeelte, sê hy vir ons, hy is die ware wingerdstok en ons die lote. En elke loot aan hom wat vrugte dra, snoei hy om meer vrug te dra. Nou in my lewe het ek hierdie proses beleef. Ek het beleef hoe Jesus hierdie snoei proses met my en my lewe doen. So ek en Thys het nou so 2 weke terug, vat hy sy kar in hier by Otto Loop wat net teen die straat af is. En ek en hy loop toe somme om die kar te gaan haal. En ons is net hier uit by die kerk se hek en hier's 4 manne. Maar die 4 manne wil toe daarom nie met ons bid lei nie. Maar die 4 manne staan daar en hulle wil nou, dis nou 3 ouens wat een ou wil, weet wat hom nou wil sais maak hier, net hier langs die kerk. En Thys is net van nee, kom ons hou net aan loop. Hy wil net loop en ek sê bra, hier's 'n fight, ek wil die fight kyk. Ek sê soos wow, ek wil net die fight kyk. En ek onthou hoe ek daar staan en ewe skielik toe ek nou hierdie fight wil kyk, kom hier 'n stuk vrees in my hart op om te sê, ek hoop nie hierdie ouens fight nou nie. Ek was nou net gereed om hierdie fight, maar ewe skielik besef ek, iets het in my lewe gebeur dat ek nie meer wil hê hierdie fight moet gebeur nie. Ek wil inteendeel, ek hoop met alles in my, hierdie fight moet net nie gebeur nie. Ek het so 'n stuk vrees in my, want ek weet wat die uiteinde van 'n fight is. So ewe skielik kry ek hierdie vrees en ek beleef dat die Here het in my gesnoei, dit wat nie soos hy gelyk het nie. En hy kom verander my en ek kyk nou na hierdie fight en ek wil glad nie betrokke raak in die fight. Waar die ou ek sou nie net die fight gaan stop het of so nie, ek sou betrokke geraak het in die fight. Ek sou die ou wat alleen was, ek sou vir hom gaan help. Het gesê nee kerels, julle gaan nou nie 3 op 1 wees nie. Dit is mos nou nie hoe dit werk nie, dit is mos so unfair. Ek sou betrokke geraak het in die fight. Maar omdat die Here aan my kom snoei het ek nie betrokke geraak en dank die Here, hulle het toe nou nie beklei nie, dit was net 'n woordewisseling gewees, maar dit was nogals rowwe woorde gewees. Maar dit was toe nou net daarom 'n woordewisseling gewees. Dit het toe nou nooit in 'n fight ontaard nie, maar omdat ek aan die ware wingerdstok verbind is, ek en hom en hy en my, het ek regtig 'n stuk vrees oor my gekry in daai oomblik en gehoop, asseblief Here, moenie dat hierdie ouens beklei nie. Asseblief moenie dat dit gebeur nie. En dis nie iets wat ek in myself kon doen nie. Ek kon nie hierdie verandering in myself produseer of gedoen het nie. Dis net God wat kom snoei het, dit wat nie soos hy lyk nie, om gemaak het, om te kan lyk soos wat hy lyk. En wanneer Jesus hier in Johannes 15 met ons praat oor snoei om meer vrugte te dra, dan praat hy oor die vrug van die Gees. Nou die vrug van die Gees is in Galasiërs 5 vers 22 tot 23 wat sê, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Nou elke mens, elke liewe een van ons, laat toe dat iets of iemand ons lewe beheer. Dis net die realiteit van die lewe. As jy leef, dan laat jy toe dat iets of iemand jou lewe beheer. En as jy gaan toelaat dat die wet van Moses jou lewe beheer,
dan wil ek vir jou sê, as jy Ou Testamentiese reëls wil navolg en dink dit is jou pad, dit is wat jou gaan red, dis wat jy moet doen, dan wil ek vir jou sê, staan jy al klaar veroordeel, want dit is onmoontlik om elkeen van die wette te kan nakom. As jy gaan toelaat dat jou sondige natuur, jou eie ek, jou eie menswees, jou eie begeertes, as jy gaan toelaat dat die goeters jou lewe beheer, dan is die uiteinde daarvan ook duidelik. Jy gaan sonde doen en jy gaan bly in 'n lewe van sonde. Jy gaan nooit uit dit uitkom nie. Jy gaan die hele tyd net van sleg na slegter die hele tyd gaan as jy toelaat dat jou eie ek, jou sondige natuur jou beheer. Maar as jy toelaat dat die Heilige Gees jou beheer, dan gaan jy begin vrug dra. Dan gaan jy begin vrug van die Gees dra. Dan gaan daar vrug na vore kom en dan pas jy selfbeheersing toe. Dan leer jy om selfbeheersing toe te pas om nie betrokke te raak by die fight hier buite nie, maar om eerder terug te staan en te sê, Here, asseblief moenie laat hierdie ouens nou fight nie. Asseblief keer hierdie ouens om te fight. Laat dit nie tot op daai plek kom nie. En hierdie selfbeheersing en hierdie vrug van die Gees is nie iets wat ons uitgeoefen het nie. Ek het nie iewers gaan soek die hele tyd vir 'n fight en dan as die fight gebeur, dan staan ek en sê ek, Here, asseblief, help my dat ek hier betrokke raak. Help my dat ek hier betrokke raak. Laat ek net terug staan. Ek het nie dit gedoen nie. Die Here het net in my hart, in my lewe het hy net kom werk en hy het dit geproduseer. Hy het dit na vore gebring. En daar's net een manier hoe hy dit kon gedoen het. Daar's net een manier hoe ek en jy kan vrug dra. En dit is deur een te wees met Christus. Soos wat Johannes 15 vers 4 tot 5 sê. Dis deur een te wees met Christus. En jy kan net een wees met Jesus as jy hom werklik ken en as jy hom werklik liefhet. Dis die enigste manier hoe jy in daai eenheidsband met Jesus gaan wees, is as jy hom werklik ken en as jy hom regtig liefhet. En al hoe jy hom regtig kan ken en al hoe jy hom regtig kan lief hê, is deur tyd saam met hom te spandeer. Want wat ek al in my lewe agtergekom het, is hoe meer tyd ek saam met iemand spandeer, hoe meer word ek soos daai persoon. Ek weet nie of julle dit al in julle lewe gesien nie, maar hoe meer tyd ek saam met my vrou spandeer, hoe meer word ek soos sy en sy soos ek. En dis net die realiteit van die lewe. Hoe meer tyd jy saam met jou vriende spandeer, hoe meer word jy soos jou vriende. En presies dieselfde prinsip is waar van Jesus. Hoe meer tyd ek en jy saam met Jesus spandeer, hoe meer gaan ek en jy word soos wat Jesus is. Maar hierdie proses om meer soos hy te word, om meer soos Jesus te word, is nie altyd so lekker en so maklike proses nie. Ek weet, daar's 'n leuen wat die duiwel vir ons gesê het, en dit is dat as jy die Here begin dien, dis hoe slim die duiwel is, hy hardloop so parallel aan die waarheid, hy loop so naby aan die waarheid as wat hy kan, en hy kom sê, as jy begin om die Here te dien, moet alles goed gaan. Dan moet jy net voorspoed beleef, en jy moet net vrede beleef, en dit moet net goed gaan, en alles moet net mooi wees, en dit moet net mooi wees. Dis 'n leuen wat die duiwel vir ons kom gee het, wat ons as Christene baie keer in die steek laat. Want die oomblik wat dinge nie meer mooi en lekker is nie, dan vra ons, maar Here, hoekom? Hoekom is dit nou nie meer mooi nie? Hoekom is dit nou nie meer lekker nie? Want ons het van die begin af 'n leuen geglo, dat as ons die Here begin dien, moet dit net lekker wees. En dis nie te sê, jy spandeer nou meer tyd saam met die Here, dat alles in die lewe vir jou net gemakliker. Dis moeilik partykeer. Partykeer is dit moeilik om 'n goeie mens te wees. Partykeer is dit moeilik wanneer Jesus aan ons begin snoei. Partykeer is dit soos 'n pa wat 'n kind pak slaag gee om hom te voorkom, om te keer dat hy iets word wat hy nie moet word nie. Is partykeer soos 'n pa wat 'n kind pak slaag gee om hom maniere te leer wat vir sy eie beswil is, nie om die kind seer te maak of om die kind te straf nie, maar om vir die kind die beste uit die situasie uit te kan leer. En hierdie hele snoeiproses van hoe Jesus snoei en wat die uiteinde daarvan is en hoe dit lyk en hoe dit voel, word baie mooi opgesom in Hebreërs 12 vers 10 tot 11 wat sê, ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug. Hierdie tug, ons praat nie meer so nie, dit praat van 'n pak sla. Dis 'n mooi woord, is 'n pak sla. So ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke 'n pak sla gegee. Maar hy wat God is, tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar eerder om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God.
So partykeer voel die pak sla, voel dit soos pak sla, wanneer Jesus kom en hy begin aan ons te snoei. Maar dit is nie 'n pak sla wat hy ons gee nie. En dit voel dalk soos 'n pak sla, maar dit is tot ons eie beswil. Dis tot my en jou eie beswil, want die snoeiproses gaan partykeer wees dat 'n verhouding moet beëindig in jou lewe. Dis partykeer hoe die snoeiproses lyk, want dit is nooit lekker as 'n verhouding tot 'n einde kom nie. Dit is net nie lekker nie. Partykeer gaan dit wees dat jy 'n vriendskap moet verloor. Jy moet 'n vriend of 'n vriendin sê, sorry, ons kan nie meer vriende of vriendinne wees nie. Dis partykeer hoe die snoeiproses lyk. Dis nie 'n lekker proses nie, dis seer in die oomblik. Maar God sal alles afsnoei van jou as jy hom toelaat. Sal hy alles afsnoei van jou wat jou minder soos hy laat lyk, sodat jy meer soos hy kan lyk. So as daai vriendskap of daai verhouding jou minder soos die Here laat lyk, gaan hy dit afsnoei. Gaan hy dit afsnoei as jy hom toelaat. En dit moenie dan vir ons, al voel dit soos 'n pak sla, moet ons weet, want die woord sê dit vir ons, en ons kan God vat op sy woord. Die woord sê dit vir ons, dat dit is tot ons eie beswil. So moet dit nie sien as 'n straf nie, sien dit as 'n Here, dankie, dankie dat U besig is om aan my te snoei. En wat dit ook al mag wees, of dit 'n vriendskap is, en of dit 'n verhouding is, hy gaan dit snoei, wat nie soos hy lyk nie. Nou ek hoor 'n storie van 'n ou daar op sy plaas, so groot kristal, het uit die hemel uitgeval en het daar op sy plaas neergeval en die ou gaan toe en hy begin met die ding, hy begin aan hom te kap en hy kap en hy kap en hy's besig daar met iets en toe hy klaar is, toe staan daar 'n perd uit 'n kristal uit. En die ouens kom by hom en hulle vra vir hom, hoe het jy dit reg gekry om hierdie perd uit hierdie kristal uit? Hy sê dis baie maklik. Jy kap net alles af wat nie soos 'n perd lyk nie. En dis presies wat Jesus ook met ons doen. Maar hierdie ou het 'n hamer en 'n bytel gebruik. So dit is nogals 'n punch wat jy vat partykeer. Partykeer is dit 'n klein chunk wat jy afkap, maar partykeer is dit 'n groot stuk blok wat afgekap moet word wat nie soos die perd lyk nie. En net so ook wanneer Jesus ons begin snoei, partykeer is dit 'n klein stukkie, en net 'n blaartjie wat hy moet afknip of net 'n klein takkie wat hy moet afknip. Maar ander kere is dit 'n groot tak wat hy moet afknip. Partykeer is dit 'n groot vesting, iets wat ons al vir jare saam met ons dra, iets wat ons vir jare aan vashou, wat hy moet kom afsny om meer te lyk, sodat ons meer kan lyk soos wat hy lyk, sodat ons kan vrug dra, vrug van die Gees kan dra. En dit is moeilik. Maar omdat ons in hom bly, sal hy ook vir ons die vermoë gee om daaruit op te staan en uit te kan gaan in oorwinning, soos wat 1 Korintiërs 10 vers 13 in die message sê. Dit sê no test, en ek wil dit herhaal, no test or temptation that comes your way is beyond the course of what others have had to face. All you need to remember is that God will never let you down. He'll never let you be pushed past your limit. He'll always be there to help you come through it. Ons het net nodig om in hom te bly, want hy sal altyd daar wees, om ons deur enige seer, wat die snoeiproses vir ons bring, sal hy daar wees, om ons daar deur te vat. Nou die Here het vir my, lang terug in my lewe, het hy al aan my begin snoei. En hy het vir my gesê, ek onthou een oggend, hoe ek ervaar, regtig in my gees net ervaar, hoe die Here vir my sê, Colin, as jy 'n uur vroeër moet opstaan elke dag, maar jy kry R1 miljoen, jy gaan 'n uur vroeër gaan werk, jy kry R1 miljoen ekstra 'n maand, sal jy daai werk vat? En my antwoord was definitief, ja Here, ek sal natuurlik daai werk vat. Net 'n uur vroeër opstaan, ek sal daai werk vat, en ek ervaar hoe die Heilige Gees vir my sê, is ek nie soveel meer werd as daai R1 miljoen nie. En in daai oomblik besef ek, die Here is besig om te snoei hierso. Hy wil hê ek moet 'n uur vroeër opstaan elke dag, sodat ek in hom en hy in my kan bly, sodat ek tyd saam met hom kan spandeer, sodat ek al hoe meer en meer soos hy kan begin lyk. En in hierdie hele proses, kan ek vir julle sê, het die Here regtig vir my so deurgekom. Hy het al keer op keer vir my beloftes gegee, hy het al keer op keer vir my antwoorde gegee, in hierdie tyd wat ek tyd saam met die Here spandeer, wat ek hierdie uur vroeër opstaan. Maar dit was 'n snoei gewees, dit was 'n snoei van vriendskappe gewees, want ewe skielik moet ek nou 4:00 die oggend opstaan, om tyd saam met die Here te spandeer, so ek kan nie meer tot 10:00, 11:00 in die aand kuier nie, want dan is ek moeg môreoggend. So dit het my gekos, ek moet vir vriende sê, sorry ouens, ek gaan nie saam kuier vanaand nie.
Want ek het geweet, ek moet môreoggend vroeg opstaan. En ek het geweet, dat dit vir die Here belangrik is, dat ek na hom toe kom, met 'n helderheid van verstand, nie moeg nie, dat ek kan ontvang dit wat hy vir my wil gee. So ek was geken as die pel, wat nooit wil saam kuier nie. Wat altyd dwars is. As daar kuier gereël word, as mense wil kuier, en ek weet, dit gaan te laat aanhou, dan sê ek, sorry ouens, ek kan nie kom nie. Maar dit was 'n snoeiproses, en dit was een wat ek bereid was om te doen, want ek het geweet hoe belangrik dit is vir my, om in Jesus te bly, sodat hy in my ook kan bly, sodat ek my verhouding met hom kan sterker maak, sodat ek nader aan hom kan wees, sodat ek meer soos hy kan wees. Maar hier is die groot ding van dit alles wat daar uitgekom het. Die groot ding van 'n uur vroeër opstaan, en tyd saam met die Here spandeer elke dag, is dat ek en my vrou het net besluit, ons gaan dit dis nou so, dis tyd vir 'n nuwe babietjie, ons het nou nodig om aan ons familie te bou en so aan, en ek onthou hoe sy net van die voorboedmiddels af is, sodat ons nou kan swanger, sodat sy nou kan swanger raak, sodat ons die proses aan die gang kan kry, en ek onthou, toe sy die voorboedmiddels net gelos het, en sy gaan vir my baie kwaad wees oor hierdie storie wat ek julle nou vertel, toe sy dit net gelos het, daai volgende oggend, toe gee die Here vir my hierdie Psalm 128 vers 1-3 wat sê, dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen. Die vrug van jou arbeid sal jy geniet. Gelukkig en voorspoedig sal jy wees. En dan hierdie woorde, jou vrou is in jou huis soos 'n vrugbare wingerdstok. Jou seuns is rondom jou tafel soos jong olyfboompies. En hier kom die Here, nog voordat my vrou swanger is. Ons het net besluit, ons gaan nou werk daaraan om nog 'n kind te kry. En nog voordat dit gebeur, kom die Here en hy sê vir my, jou vrou is vir jou soos 'n vrugbare wingerdstok. Jou seun sal om jou tafel sit soos olyfboompies. En hy kom gee my 'n belofte. Hy kom gee my 'n profetiese woord, belofte. En daar is my vrou nou, ons is nou 12 weke, sy is nou 12 weke swanger. En daar is hy, vir my 'n vrugbare wingerdstok, soos wat die woord gesê het, soos wat God my beloof het. So dit was die uiteinde van dit. En ek kan nie vir julle sê, hoeveel keer het die Here al op daai manier met my gepraat nie. Hoeveel keer het die Here vir my skrif gegee, voordat iets gebeur het hy my gewaarsku dit gaan gebeur. Voordat iets kom, het hy vir my gesê dit gaan kom. Wanneer ek op my laagste is, het hy vir my opgetel, want hy het vir die woord gegee wat ek nodig gehad het om te hoor, omdat ek gekies het om tyd saam met hom te spandeer. En dit het gemaak dat hy my vorm. Dit het gemaak dat ek al hoe meer en meer soos hy word, sodat hy goed van my lewe afgesny het, wat my verhinder het om al hoe meer soos hy te kan word. En ja, soos ek sê, daar is my vrou nou, 'n vrugbare wingerdstok. En my seun en die dokter, is 80% seker dat hierdie nog 'n seentjie is. So as dit nie is nie, is dit ook okay. Dan is dit 'n seentjie en 'n dogtertjie wat soos olyfboompies om my tafel gaan sit. Maar dis perfek. Maar is ek perfek nou omdat ek tyd saam met die Here spandeer, omdat ek in hom is en hy in my en hy snoei aan my, is ek perfek? Glad nie. Ek wil vir julle sê regtig, ek is die laaste persoon wat vir julle kan hier staan vanaand en sê al 9 daai vrug van die Gees, ek het dit, ek hardloop met dit, ek doen dit goed. Ek is die laaste persoon wat dit vir julle sê, want ek faal ook elke dag. Ek faal elke dag. Maar in my hart het ek die sekerheid dat as ek aanhou om in hom te wees en hy in my, dan sal hy ook aanhou om te snoei en af te sny dit wat nie van hom af is nie. Dit wat nie soos hy lyk nie. So ek het 'n sekerheid in my hart dat ek meer en meer vrug sal begin dra. En ek wil jou vra vanaand. Ek wil jou die vraag vra wat my tema is. Dra jy vrug? Is jy tans besig in jou lewe om vrug te dra? Want Jesus sê ook in daai gedeelte in Johannes 15, hy sê, elke loot wat nie vrug dra nie, sny hy af en gooi dit weg en dit word vuur maak hout op die ou einde van die dag. En hierdie vuur maak hout en hierdie vuuroond waarin dit gaan brand, is 'n verwysing na die ewige put van die vuur. Maar dan kom Romeine 8 vers 1 met die mooiste belofte seker in die woord, wat sê, vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is die oordeel nou heeltemal weggeneem. En ek wil julle nie bang maak met daai laaste statement wat ek gemaak het nie, dis glad nie my hart nie, om julle bang te maak, want as ek julle vanaand bang maak, moet ek julle altyd bang hou, en dit is nie ons hart hierso nie, maar dit is 'n realiteit waarna ons moet aandag gee. Dit is iets waarna ons moet kyk miskien, in ons lewens, en ons moet onsself dalk die vraag afvra, is ek besig om vrug te dra?
En soos wat jy hierdie week ingaan, en jy gaan na jou werk toe, of jy gaan na jou skool toe, of jy gaan waar ook al na jou huis toe, vra jouself daai vraag hierdie week, is ek besig om vrug te dra? En gaan sit bietjie en dink aan die vraag. Gaan vat bietjie ernstige tyd en dink oor daai vraag. Is jy besig om vrug te dra? En dan wat kan jy doen as jou antwoord nee is? Wat gaan jy doen sodat jy kan vrug dra? Wat gaan jy doen om vir God die geleentheid te gee om af te snoei dit wat nie van hom af is nie? Dit wat hy sien, jou al hoe meer en meer maak iemand wat nie soos hy lyk nie. En die uitdaging wat ek daarmee saam wil gee is, gaan hierdie week en probeer om elke dag tyd in die woord te spandeer. Jy hoef nie elke dag 'n uur, ek het nie met 'n uur begin nie. 'n Oue chunks, klein bietjies vir bietjies, het 'n ou gevat, 5 minute, toe 10 minute, toe 20, 30, en toe tot by 'n uur. Maar ek wil jou uitdaag, gaan hierdie week en spandeer elke dag tyd saam met die Here, en kyk en sien dit wat die Here vir jou in jou lewe wil doen. Want die realiteit is, hoe meer tyd ons saam met hom spandeer, hoe meer gaan ons soos hom word. En dit is nie net beperk tot tyd in die woord nie. Wanneer jy loop in jou dag tot dag, oral waar jy gaan, hê 'n gesprek met die Here. Praat met die Here, hou jouself bewus dat God is met jou. Maar ek wil julle vra om saam met my te sal opstaan, en net julle oë te sal sluit. En dan wil ek vir ons bid, en ek wil, terwyl julle oë gesluit is, wil ek jou vra, as jy voel vanaand, dat jy het nodig om erns te maak, bietjie meer erns te maak met jou verhouding met die Here, sodat jy meer soos hy kan begin lyk, sodat jy hom die geleentheid kan gee om te snoei dit wat nie van hom af is nie. Wil ek jou vra om net jou hande so voor jou te sal oopmaak. Ek wil graag net 'n gebed oor jou bid vanaand, en dan die Here vertrou, en wil jy nie, ek gaan in hierdie hele gebed, gaan ek jou vra om in jou hart ook 'n gebed saam met my te bid. En net daar waar jy is, net so in jou hart, wil jy nie saam met my bid, as jy voel, Here, asseblief, ek het nodig om meer vrug te dra, ek het nodig om meer soos U te wees. Jesus, dankie. Here, dankie dat ek nou na U toe kan kom, in totale afhanklikheid. Here, dat ek nou my hart kan kom oopmaak vir U, en kan kom sê, Jesus, kom snoei. Vader, kom snoei af dit wat nie soos Jesus lyk nie, sodat ek vrug kan dra, vrug van die Gees, dat dit deur my lewe na voorskyn sal kom. So Vader, dankie dat ek elke persoon wat hier is vanaand, Here, kan bless. Here, elkeen wat sy hande voor hom oop is, wat bereid is om te ontvang, dat U Gees in hulle lewens wil werk, Here, dat U Gees vrug na vore wil bring in hulle lewens. Vader, bid ek dat daai begeerte wat daar is in hulle harte tot vervulling sal kom. Here, dat U hulle sal ontmoet op daai plek waar hulle U nodig het, Here, want U weet wat se vrug dit is wat hulle nodig het. U weet waar dit nodig is om te snoei. Vader, ek bid dat U sal snoei, en dat dit nie vir hulle sal voel of U hulle straf nie, Here, maar dat hulle sal beleef in daai snoeiproses hoe dit is vir hulle eie beswil. So Vader, dankie dat ons U woord kan hê om ons te lei, Here. Dankie dat U woord die waarheid is, en dat ons U woord in ons harte nou kan vasmaak. Vader, ek bid dat ons vrug sal dra, dat ons hierdie week sal uitgaan in ons werksplekke in, waar ook al ons gaan, Here, dat ons sal gaan en 'n ambassadeur van Jesus Christus gaan wees, een wat lyk soos Jesus, een wat doen soos Jesus, een wat optree soos Jesus sou optree. So Vader, ek bid dat ons net gevul sal wees met U Heilige Gees, Here, en dat U sal alles kom afsnoei wat nie van U af is. En Here, dankie vir die belofte in Romeine 8 vers 1 wat sê, daar's geen meer veroordeling vir ons wat in U is, en omdat U in ons is nie. So Vader, ek bid dat ons 'n begeerte in ons harte ook sal kry, om tyd saam met U te spandeer. Dat ons meer en meer tyd soos U sal spandeer, om meer en meer soos U te kan word ook. Dankie dat ek dit kan bid, Here, dankie dat ek vir U kan vertrou, om dit in ons lewens tot vervulling te sal bring. Ons loof en ons eer U vir dit in Jesus se naam. Amen.